Goeiedag en welkom by vandag se videoles nog steeds in waarskynlikheid. In vandag se video gaan ons verder ondersoek instel na Venn-diagramme en spesifiek vir Venn-diagramme van 3 gebeurtenisse. So onthou nou net gou vinnig weer, Venn-diagramme is 'n visuele voorstelling van gebeurtenisse in 'n steekproefruimte. Dit kom veral handig te pas vir die oplos van probleme met kombinasies van jou en, of en nie, wanneer ons ander reëls en formules nie so maklik werk nie. Venn-diagramme kan ook gebruik word vir enige aantal gebeurtenisse. Kom ons kyk na die volgende voorbeeld. 'n Groep van 160 mense is uitgevra oor hoe hulle kos voorberei. 3 metodes is geïdentifiseer, 'n oond, 'n mikrogolfoond en 'n braaier. Die resultate was soos volg. 110 mense gebruik 'n oond, 95 'n mikrogolf en 38 'n braaier. 50 mense gebruik 'n oond en 'n mikrogolf, 30 gebruik 'n oond en 'n braaier, 25 'n mikrogolf en 'n braaier, terwyl 20 mense van al 3 gebruik maak. Stel nou hierdie data op 'n Venn-diagram voor. Tweede vraag, hoeveel van die 160 mense gebruik geen van hierdie 3 metodes om kos voor te berei nie? En dan die derde vraag, indien 'n persoon willekeurig uit hierdie groep van 160 gekies word, wat is die waarskynlikheid dat hierdie persoon slegs 'n mikrogolf gebruik, tweede een presies 2 van die 3 metodes gebruik en laastens ten minste 2 van die 3 metodes gebruik? Ons moet nou eerstens begin om hierdie indigting op 'n Venn-diagram voor te stel. So hierdie paragraaf is amper soos jou shopping list, jou checklist wat jy kan gebruik om jou Venn-diagram te teken. So onthou, 'n Venn-diagram bestaan uit ons reghoekige steekproefruimte en gaan skryf altyd maar sommer so regsbo in die hoek dat NS is gelyk aan 160. En dit kry jy van wat hulle vir jou gesê het van 160 mense is uitgevra. Goed, nou moet ons besluit hoeveel gebeurtenisse is daar. So, ons het gesien daar is 3 metodes. Nou die 3 metodes word deur 3 sirkels voorgestel. Nou ons het gesien in ons lysie wat ons hier kry, is die heel laaste een in hierdie geval, was 'n geval gewees waar 20 mense al 3 metodes gebruik. So dit gee ons 'n duidelike aanduiding dat ons 3 sirkels mekaar moet sny. So kom ons noem die oond sirkel O, ons mikrogolf M en ons braaier B. Nou begin ons. Nou hier is 'n belangrike wenk. Begin altyd by die snyding gedeeltes en voltooi dit eerste. En jy begin spesifiek by die ene wat al 3 van jou sirkels se snyding bevat. So ons sien hierso dat 20 mense gebruik al 3 metodes. Nou, al 3 metodes verwys na daardie gedeelte waar al 3 sirkels mekaar sny. So in daardie gedeelte vervang jy dan die 20 in. Volgende sien ons dat 25 mense gebruik 'n mikrogolf en 'n braaier. So die gedeelte waar die 2 sirkels mikrogolf en braaier M en B mekaar sny is daardie gedeelte. Nou moet jy oppas, daar's reeds 'n 20 wat daar staan. So daai hele gedeeltetjie moet 25 wees. So 25 minus die 20 beteken 5 moet in die oorblywende gedeelte geskryf word. Die volgende ene, 30 mense gebruik 'n oond en 'n braaier, O en B. So dit verwys na daardie gedeelte. So weer eens, daar staan reeds 20, so die 30 minus die 20 gee dan vir ons die 10 wat in die oorblywende gedeelte is. 50 mense gebruik 'n oond en 'n mikrogolf, so dit verwys na daardie gedeelte. So weer eens trek die 20 af, wat beteken 30 is in die oorblywende gedeelte. So jy begin altyd met die snyding gedeeltes, want dan kan jy nou die res gebruik. So, nou gaan ons kyk, 110 mense gebruik 'n oond. Nou onthou, 'n oond verwys na die hele sirkel. So van 110 af moet jy die 30, die 20 en die 10 gaan aftrek en dan kry jy die oorblywende 50. Selfde proses volg jy vir mikrogolf, so 95
minus die 30, die 20 en die 5, gee dan vir ons daar is 'n 40. En 38 gebruik 'n braaier, wat beteken vir die braaier is daar slegs 3 wat oorbly. Goed, nou belangrik hiersom, jy moet kan maar altyd aanneem en weet, daar gaan nog 'n waarde in die oorbly wat in die res van jou steekproefruimte moet voorkom. So kom ons sit vir nou sommer net 'n X daarso, want omdat ons nog nie weet wat dit is nie. Die tweede vraag wat vir ons gevra is, stel, hoeveel van die 160 mense gebruik geen van hierdie 3 metodes om hulle kos voor te berei nie? So nou wil jy juis daardie X gaan bereken. So wat weet ons? Al die waardes saam in jou reghoekige blok moet optel na 160 toe. So, X sal dus wees 160 minus die som van al die waardes wat reeds daar geskryf staan. Nou kyk hoe gebruik ek dit om seker te maak ek mis nie iets nie. Ek werk van links na regs en ek werk in horisontale lyne. So dis die 50 plus die 30 plus die 40. 10 plus 20 plus 5 en laastens die plus 3. So as ons dit in die hakkies nou alles bymekaar tel, kry ons 'n waarde van 158, trek dit af van 160 en ons vind dat ons X is dus nou 'n 2. En nou kan jy sien, ek het in my Venn-diagram ook die X gaan vervang met 'n 2. Die volgende vraag het nou 'n paar spesifieke goedjies begin vra. So hierso is dit nou lekker, want die Venn-diagram help jou om presies te sien wat jy moet antwoord. So die eerste ene vra, wat is die waarskynlikheid dat hierdie persoon wat willekeurig gekies word, slegs 'n mikrogolf gaan gebruik? So slegs beteken, dit moet nou net daai gedeelte wees wat glad nie met enige een van die ander 2 sirkels sny nie. So ons sien hierso is 40, so onthou, waarskynlikheid is jou aantal gunstige uitkomstes 40, gedeel deur jou totale moontlike uitkomstes 160. Belangrik, skryf altyd eers vir hulle die oorspronklike breek neer, en indien die breek dan kan vereenvoudig, dan gaan vereenvoudig jy dit. Die tweede ene vra, wat is die waarskynlikheid dat hierdie persoon presies 2 van die 3 metodes gebruik? Met ander woorde, hy mag nie minder as 2 nie, en hy mag ook nie meer as 2 metodes gebruik nie. So vir dit gaan ons kyk na die gedeeltes waar slegs 2 sirkels mekaar sny, soos die 10, die 5 en die 30. Nou om hierdie waarskynlikheid te kry, gaan tel jy daai 3 waardes bymekaar, gedeel deur die somtotaal van 160, so ons kry 45 op 160, wat dan kan vereenvoudig na 9 op 32 toe. Die laaste ene hierso, wat is die waarskynlikheid dat hierdie persoon ten minste 2 van die 3 metodes gebruik? Met ander woorde, die persoon kan 2 of meer metodes gebruik. So dit gaan nou met ander woorde al die snydingsgedeeltes wees, die 10, die 20, die 5 en die 30. So, tel dit weer alles bymekaar in die teller, gedeel deur die somtotaal 160, dan kry ons 65 op 160, wat kan vereenvoudig na 13 op 32. Gaan kyk gerus dan nog 'n paar voorbeelde in die handboek, en dan kan jy begin met die werk. Lekker werk!